'n brief aan Titus. Ons lees Titus hoofstukke 1 tot 3. Paulus sit die dae en aftel in die tronk. Dit is bitter moeilik om tred te hou met die tyd wanneer jy nie meer jou vriende mag sien nie. Hy sien net elke dag vlugtig iemand wat vir hom kos bring, en dis al. Hy het darm vergunning gekry om iemand vir 'n dag of 2 by hom te hê om 'n brief te skryf, maar verder is hy afgesny van die buitewêreld. Watter dag is dit nou weer vandag, wonder hy hardop. Hy tel. Dit is nou 40 dae vandat ek die kruisiging en opstanding van Jesus gevier het. Dus is dit mos vandag die herdenking van Jesus se hemelvaart. Gelate spring die ou man op en begin spontaan 'n loflied sing. Die ander gevangenes kyk hom skeef aan. Hierdie ou is nie lekker hierbo nie. Hoe kan jy dan nog sing en vrolik wees onder sulke haglike omstandighede? Ja, beaam die ander kerel, maar hy sê mos dat dit sy God is wat hom vrolik maak. Hy praat gedurig met sy God. En dan sing hy boonop sulke vrolike liedere vir sy God. Dit gaan my verstand te bowe. Paulus wonder of Timoteus ooit onthou het van die hemelvaart en Titus. Maar natuurlik sal hulle mos nie vergeet nie. Sy hart gaan vandag so uit na daai 2 seuns van hom, en die verlange is baie groot om hulle tog net weer te kan sien, voordat Nero hom teregstel. Ek wil nog een laaste brief skryf, dink Paulus. Ek wil vir oulaas nog vir my liewe seun Titus skryf voor ek sterf. Nadat Paulus vir Titus in Kreta gelos het, was hy bitter bekommerd oor die arme jong man waar hy hom as ware in die leeukuil gegooi het. Daai spoor Kretense, hulle kan sommer baie maklik met sy kop smokkel. Pas nadat hy in Klein-Asië aangekom het, besluit hy om 'n brief te skryf aan Titus om hom 'n bietjie riglyne te gee oor wat om te doen in so 'n moeilike gemeente. Kreta was eens 'n land met baie roemryke geskiedenis. 'n Beskawing wat van 3000 tot 1550 voor Christus 'n hoogbloei tydperk beleef het, in welvarendheid, kuns en kultuur. Terloops, die Filistyne van die Ou Testament het waarskynlik uit Kreta gekom. Kreta se boukuns was asemrowend en die regerders het 'n magnifieke paleise gewoon. Een hiervan, die Paleis van Knossos, word as een van die 7 wonders van die antieke wêreld beskou. Selfs die klein gehuggies se strate was geplavei. Die Kretensers se pottebakkerskuns was meesterstukke en is tot vandag toe nog wêreldberoemd. Kreta kan met reg beskou word as die bakermat van die Griekse kultuur, en ons kan dus met reg sê dat die westerse beskawing uit Kreta gebore is. Maar helaas, hierdie hoogbloei van Kreta kon nie volgehou word nie, en uiteindelik het die eiland vasgevang geraak in 'n spiraal van geweld en agteruitgang. Aardbewings en vulkaniese uitbarstings het die land 'n ernstige knou gegee. Die Kretense het probeer opstaan uit die pyn, maar hoe harder hulle probeer het, hoe meer het hulle agteruitgeboer. Kansvat, bedrog, diefstal, kitsresepte om uit die gemors te kom, maar die resultate was nodeloos om te sê gedoen. Aan Titus, my eie kind in die geloof wat ons bely. Paulus in sy brief aan Titus geskryf. Genade en vrede van God ons Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Paulus was bekommerd dat Titus dalk nie mooi geweet het hoe om dinge daar te organiseer nie.
Dus het hy dit duidelik op skrif uiteengesit. Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moes bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel. Hy het vir Titus verduidelik dat hierdie ouderlinge 'n onberispelike lewe moes hê. Die slegte lewe was so deel van die Kretense se lewens en gelowiges, veral die geleiers, moes baie goed verstaan dat sulke dinge verby was. Selfs onder die bekeerlinge is daar baie wat nog klou aan die ou lewe, skryf Paulus vir Titus. Een van hulle eie profete het gesê dat die Kretense altyd leenaars is, ongediertes, lui vrate. Sulke gesindheid moet uitgeroei word onder die gelowiges. Maar toe het Paulus verder in sy brief vir Titus geskryf hoe die Here eintlik van 'n gelowige vra om te leef. Hy vra nie die onmoontlike nie. Hy vra dat hulle nugter, eerbaar en verstandig moet wees en dat hulle geloofsgelewe gesond en vol liefde moet wees. Hulle moet met ander woorde 'n heilige lewe lei. En in alles moet jy self vir hulle die praktiese voorbeeld stel, het hy vir Titus vermaan. Tot 'n groot mate leef ons vandag in dieselfde omstandighede as die gelowiges in Kreta. Die voorskrifte wat Paulus gee, geld dus ook vir jou en my, om elke dag onberispelik en heilig te lewe, en om op daai wyse die voorbeeld te stel van wat God van ons as mense verwag. Maar nie met lang gesigte nie. Kom ons volg ook Paulus se wonderlike voorbeeld na, ons borrelende blydskap uit te leef, ten spyte van verdoemenis, van die korrupsie en bende geweld en al die slegte goed wat dreig om ons te verswelg. So borrelende blydskap is aansteeklik. Dit kan die wêreld om jou verander. Kom ons bid. Heilige Gees, lei my om my geloof onberispelik en met borrelende blydskap uit te leef, elke dag. Amen.